vir jou. Of dan in die Hebreëse term, Shalom. Shalom. Vrede vir jou. Amen. Kom ons gebruik die geleentheid om te reageer. Baie van julle die afgelope tyd geweldig baie beleef. Ek sien op Charlotte hier in die middel sit en Jacques saam met haar. Charlotte se lewensmaat het donderdagmiddag vir die eerste maal in 3 weke wakker geword. Eerste maal in 3 weke. Vra vir haar, wat 'n worsteling mense in 3 weke beleef as jou man nie wil wakker word nie, of kan wakker word nie. En dan vra ek vir u, wat ook al in hierdie week nou met jou gebeur, voel jy nie op lus om vanoggend vir God te sê waarin jy glo nie? Voel jy nie op lus om vir die goeie langsam te sê, of vir die wêreld te sê, ek glo, kom ons doen dit dan, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Soveel mense vandag, miskien elkeen van u ook, wag eers vriend, het dan die belydenis vanoggend ook net sommer weer beleef as iets waarin jy jouself moet herinner, om regtig God te kan beleef. Nou wil ek vir die vraag liefdes, dat ons sal kyk na die volgende skyfie op die skerm, dat jy daai gedeelte sal lees. Ek wil nou vir jou vra, dink 'n bietjie daaroor, en praat 'n bietjie met God, dit wat dit jou wakker maak. Ek lees dit net eenmaal saam met jou, en terwyl die klavier speel, gaan jy geleentheid kry om sommer net in stilte met die Here daaroor te praat. Al sit jy oop, dat jou gedagtes 'n bietjie gaan. As jy vanoggend gesond wakker geword het, dan is jy gelukkiger as 1 miljoen mense, wat nie die volgende week lewend gaan maak nie. Kom ons dank die Here dan ook vir ons fisiese gesondheid. Soos wat jy sit, gee so 'n minuut op wat kans, dat jy sommer net 'n slag moet dink aan die voorreg om gesond te wees, en ook die voorreg om hier te kan wees. Dis niks van selfsprekend nie.
As u na die volgende skyfie kyk, dan staan daar geskryf, as jy nog nooit die wreedheid van 'n oorlog, die lyding in 'n tronk, die pyn van marteling beleef het nie, of jy was nog nie amper dood van hongerte nie, dan is jy beter af as 500 miljoen mense in die wêreld. Ek wil nou vir die vraag dat as jy bid, as jy vir die Here dankie sê vir hierdie verstommende posisie waar ons is, dat ons ook dan sal dink aan hulle vandag, die 500 miljoen, wat vandag eintlik geen vrede beleef nie. Kom ons gee van geleentheid, dat ons in stilte, ook terwyl die klavier speel, dat ons in stilte dit bedink en daaroor bid, en dan sing ons die lied 221, loof die Heer, omdat hy goed is. As jy na jou plek van aanbidding kan gaan, sonder die vrees vir anderhande of woord, luister baie mooi, dan is jy gelukkiger as 3 biljoen ander mense op hierdie aarde. Daar is maar 7 biljoen mense op die aarde, net 'n bietjie minder as die helfte mense, kon vanoggend in vryheid na aanbiddingsplekke toe gaan. Ons lees op weer, as jy na jou plek van aanbidding kan gaan, sonder die vrees vir aanranding of moord, dan is jy gelukkiger as 3 biljoen ander mense op hierdie aarde. Nou lees ek die volgende waarheid, is dankbaarheidsmaand, as jy vanoggend 'n vol yskas, klere in jou kas, 'n dak oor jou kop en 'n plek het om te slaap, dan is jy ryker as 75% van die wêreld se bevolking. Skrikwekkend. Skrikwekkend, dis basies. Raak so 'n bietjie stil daaroor, voordat ons daai lied 224 se met heeltemal stilte.
En dan sing ons 2:2:4 kom prys hom alle nasies, ook net so sittende. Maar bedink daai waarheid, dit moet insink by u. Dis nie vanselfsprekend wat u en ek beleef nie. Kom ons prys die Here.